Lyding is een van daardie dinge waarvoor niemand ooit opteken nie. Dis nie op my of jou bucketlist nie. Niemand sê, ek hoop ek kry bietjie swaar kry hierdie jaar by nie. En tog is dit iets wat niemand van ons kan vermy nie. Partykeer probeer ons dit ontduik. Ander kere wil ons dit net vinnig verbykry. Ons soek 'n ompad, 'n kortpad, 'n manier sodat ons nie raak nie, 'n manier sodat ons dit nie voel nie. Maar die lewe werk nie altyd so nie. Daar is tye wanneer daar net een pad is, deur. Nie om dit nie, nie oor dit nie, nie weg daarvan nie, maar deur dit. Jesus het dit geken. In Getsemane bid hy, laat hierdie beker by my verbygaan. Jy hoor die menslikheid amper in sy stem. Jy hoor die gewig, jy hoor die pyn. Maar dan kom die woorde wat alles verander. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Daar was nie 'n ompad om Goeie Vrydag nie, net deur dit. En tog juis daar, in daardie pad van lyding, het hy nie verlore geraak nie. Hy het lyding ontvang. Nie 'n ontsnapping nie, maar 'n doel. Nie 'n verduideliking nie, maar 'n pad. Ons wil so graag weet hoekom. Ons behandel lyding soos 'n wiskundesom. As ek net genoeg glo, as ek net reg bid, as ek net mooi leef, dan sal ek die antwoord kry. Maar die Bybel werk anders. God gee nie altyd antwoorde nie, hy gee homself. Hy kom sit langs jou in die pyn. Hy praat nie altyd hard nie, maar hy is nader. In plaas van verduidelikings gee hy sy teenwoordigheid. In plaas van antwoorde gee hy lyding. Soms deur 'n traan, soms deur stilte, soms deur iemand wat langs jou kom sit, maar altyd met liefde. Dink bietjie in Psalm 23. Al gaan ek deur die dal van doodskade weer. Nie rondom nie, nie bo-oor nie, deur dit is daar die belofte. U is by my. En dit is die lyding, nie dat die pad nie makliker raak nie, maar dat jy nie alleen loop nie. En dalk is dit juist daar waar iets gebeur wat jy nooit sou verwag nie. Nie dat jy die sin van lyding verstaan nie, maar dat jy die sin in lyding ontdek. Jy leer hoe om getroos te word en later hoe om ander mense te troos. Jy word sagter, dieper, meer mens, en op 'n manier wat jy nooit sou kies nie, kom jy nader aan God. Soos jy vandag deur iets gaan, iets wat jy nie verstaan nie. Moenie net vra hoekom nie. Vra eerder, Here, lei my in hierdie. Want jy mag dalk ontdek, lyding kom nie altyd voor die lyding nie, of na die lyding nie, maar in en deur dit. Mag jy in hierdie dae voor Goeie Vrydag nie net die kruis sien nie, maar die God wat saam met jou daardeur stap. Mag jy sy teenwoordigheid voel, selfs in die donker, en mag jy ontdek, hy lei jou selfs in jou lyding. Kom ons bid saam. Ons genadige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons met U kan praat. Dankie dat ons vir U kan vra om ons te help lei in ons lyding. Heer, want lyding is deel van hierdie wêreld. Daar gaan uitdagings wees. Daar gaan bekommernis wees, daar gaan hartseer wees. Maar dankie dat ons mag weet dat in hierdie lyding ons nie alleen is nie. En dat U deur U woord en gees vir ons lyding sal gee. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig om weer te hoor dat hy nie alleen is in sy lyding nie, en dat Jesus daar is om hom te lei. Tot 'n volgende keer.